vorige keer het ons met die laaste hoofdeel van Paulus se brief aan die Romeine begin. Verlede keer het Paulus die essensie, die wesenlike van ons godsdienst beskryf. Nou het dit beskryf dat ons onsself aan God moet gee as lewende en heilige offers. En dit is die beginsel dat ons plek nie op die troon van ons lewe is nie, maar op die altaar. Vandag gee Paulus vir ons 'n leidraad van hoe dit in 'n mens se lewe op 'n heel praktiese manier gestalte kry. Maar ons moet daarvoor Romeine 12 vers 2 lees. En daar staan as volg: Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Nou is die vraag, hoe lyk dit as iemand bereid is om op die altaar te klim en te lewe vir God? Dit begin by iemand se denke, wat anders as die denke van die wêreld is, en wat maak dat 'n gelowige anders dink en anders kies en dus anders lyk en lewe as die res. Mens kan sommer reeds op 'n afstand sien dat hierdie mens werk met 'n ander stel beginsels as wat in die wêreld geld. En hierdie verandering is die letterlike woord wat in die oorspronklike Grieks gebruik word, die metamorfose. Dis die metamorfose wat in 'n gelowige plaasvind, wat 'n ten diepste verandering is, wat self deur God teweeggebring word. Hy bring die verandering tot stand deur 'n mens se denke te verander. Jy begin op 'n nuwe manier dink, wat jou dan anders laat optree. Dit beteken gewoon dat 'n gelowige wat so ten diepste verander, sy denkproses kan nie meer begin by wat vir my goed en reg en voordelig is nie, maar eerder by wat vir God goed en aanneemlik en volmaak is. En ons moet eerlik wees, dit is 'n heeltemal 'n ander manier van dink as wat natuurlik by my en by jou voorkom. Ons begin gewoonlik by waarvan ons hou, wat vir ons voordelig is en wat ons belange gaan dien. Maar dit is juist daardie dinge, ons voordeel en ons belang en ons voorkeure, wat ons dan op die altaar moet plaas en vra, maar wat is God se wil vir my in hierdie situasie? Dit is wat dit prakties beteken om van die troon af te klim en op die altaar te klim. Jy vra, wat is dit wat God wil hê ek in hierdie omstandighede moet doen? Hierdie gedeelte van Romeine 12 is uitdagend vir ons. Met elke enkele keuse, met elke enkele gesprek, met elke reaksie, voor ons praat en voor ons kies, vra ons eers, hoe moet ek hier optree sodat dit vir God goed en aanneemlik en volmaak is? En as ons dit eerlik doen, dan is ons 'n lewende en heilige offer wat vir God aanneemlik is. Dan kom ons uit by die essensie van ons godsdienst. Volgende keer gesels ons verder.